Ons tema vanoggend is hierdie vreemde titel van giftige godsdienst. En want dit klink verkeerd. Ek meen, hoe kan godsdienst giftig? Dit klink nie reg. Maar in Jesus se tyd, en dis amper asof hy ons bekend gestel het daar. En hierdie aardige gesig van giftige godsdienst, religion, toxic religion. Hy het ons gewys. Hy het gesê, dit maak mense dood. En hoekom is so kwaad geraak? En ek gaan nou goed lees wat hy gesê het. Dit strook glad nie met Jesus se aard nie. Glad nie. Hoekom is hy so kwaad geraak? Want nie net maak giftig dit jouself nie, maar dit giftig alle mense rondom jou. En die hartseer ding gebeur, dat dit wat bedoel was as 'n verhouding, dat daar warmte, liefde, kalmte is. Dit raak 'n religion, koue, dooie ding. Dis hoe ons kwaad geraak raak. So, selfs in Jesus se tyd het hierdie ding bestaan. En die interessante ding is, en ek het dit al hier genoem, as jy die woord religion is 'n Latynse woord, dan bestaan uit twee goed, re, en dan legate. Dis waar my woord kom, religion. Nou wat beteken re? Dis soos ons her. So jy herbevestig het. So jy bevestig dit weer. So legate beteken punt, vasmaak. Wat beteken die twee? Weer vasmaak. Weer herbind. So die een wat vry was, wat God vrygemaak het, hy word weer vasgebind. Met reëls en wette, regulasies, kommissies, moets en moenies, lysies, van doen en nie doen nie, word hy weer 'n gevangene. Religion kan giftig wees. Dit kan jou doodmaak. Jesus het gekom, nie om ons te bind, om ons vry te maak. Dit moontlik te maak, dat die skepper God in 'n persoonlike verhouding met individue soos ek en jy kan. Dis hoekom hy gekom, nie vir 'n religie nie. Hy het nie aan 'n kruis gesterf om ons godsdienstig te maak, om ons te laat lewe. Not a religion, a relationship. Nou is die ding, maar hoe herken jy dit? Hoe weet jy vandag of jy vergiftig is deur godsdienst? Of hoe herken jy dit wanneer ander mense of groepe jou moontlik bedreig met bietjies gif? Daar's altyd ten minste hierdie twee kenmerke van giftige godsdienst. Altyd. En dan moet jy weet, dan moet jy besorg. En die eerste kenmerk van giftige godsdienst is dis 'n uitwaartse ding in plaas van inwaarts. Dis goed wat na buite geprojekteer word, na buite gedoen word, in plaas van 'n hart wat verander. Is dat altyd soos? Dis giftige godsdienst. In Jesus se tyd, wat het gebeur? Skrifgeleerdes, fariseërs, sadduseërs. Dit was 'n uitwaartse godsdienst. Hulle het na buite toe 'n klomp goed gedoen. In plaas van dat hulle deur Jesus in wie se oë hulle kon kyk, met wie hulle kon praat, die voorreg gehad het om dit te doen, dit het hulle harte vergiftig. Hulle kon nie meer ken nie, dit het hulle blind gemaak. Hulle uiterlike lewe het gelyk asof hulle regtig al die regte goed doen. En as hulle al die regte goed sê, wat sê Jesus van hulle? Oor daai uiterlike goed. Dis 'n lelik. Hy sê, julle maak die buitekant van die beker en die skorrel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. Hy begin met om sê, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars, dis wat julle lief. Julle het nou hierdie fancy
heilige vroom lewe wat julle lei, maar julle is vergiftig. Julle is huigelaars, julle leuen ook vir mense, en daarmee vergiftig julle hulle ook. Wat het hulle gedoen? Straat toe gestaan en bid. Ja, het lyk reg, jy weet. Baie vroom en heilig. Wat almal kan sien. Uiterlik. Wat hulle kerk toe kom, hulle tiende gooi, dan hulle dit, weet, moet vertoon, gewys, lieflik God, klomp geld ingesit. Huigelaars. Hulle het lang klere gedra, lesers. Weet, gedrapeerde klere, en hulle het ook lang gesigte gehad, na buite. Hulle harte was bitter, siek. Jesus het dit gehaat. Dis wat staan in die Bybel. Hy het gehaat. Terwyl het gelyk het, of hulle verskriklik, jy weet, projekteer hierdie heiligheid, hierdie vroom, was hulle dood. En dat ander mense saam met hulle gesleep. Dan gaan Jesus aan en sê vers 27, weer eens, ellende waar vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars, julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverhede, ons sou kom sê, gif. Buite lyk het pragtig. Weer het het graf, binne vrot, vol gif. Daarom haat het. Om eerlik te wees, het daai connect, hierdie plek van aanbidding, is tot 'n groot mate gebore, ook uit 'n weerstand, oor 'n uiterlike godsdienst. En dit is gif, dit maak dood. Ek was vir jare, as ek vergiftig, dankzij God se wonderlike liefde en genade vir my, het my vrygemaak. As ek iets kon beleef in verhouding, het eendag begin, en so in my tyd, soos op my lewe, solank ek nog lewe, sal hierdie verhouding groei, en my kennis van hom meer en meer. Maar ek was vergiftig, ek was in die hart van hierdie religion ding gewees, en ek het het verkondig. Godsdienst, giftige godsdienst, projecteer na buite, dit is 'n aaklige gesig wat hy het. Dit maak dat mense die lelikste goed doen. Jesus praat hier, so kan ek nou net vinnig raak sien. Hy sê, 'n godsdienst maak jou blind. Maak jou blind. En 'n voorbeeld, 'n lelike voorbeeld. Ek het net eers gesê, dis nou half negatief hierdie goed, maar ons moet dit hoor, en ons moet daar praat. Die einde gaan met die mooi, liefdevolle verhouding. Ek preek as student, jy nou baie plekke gaan preek, kom een oggend by 'n kerk. Baie vroom oom, wag my in, hy het my welkom, nou staan ek en hy is die hoof van Doenala. Nou staan ons daar op die trap, en nou groet is die mense, jy weet, die mense is amper half van die buig as hulle hom groet. En die mense kom allemaal mooi aangetrek, en die tannies ryk, jy weet, of hulle uit 'n parfumefabriek uit ontsnap het, baie onlangs. En allemaal is mooi netjies aangetrek, en nie fout aan nie. En dan kom stop 'n Volkswagentjie, redelik flenterige Volkswagentjie. Kewertjie. En uit die kewertjie uit klim 'n jong vrou, meisieke. Het is uitklim, jy weet, dit is so duidelik die verskil tussen die ander mense wat nou gekom het, wat is gegroet het, en haar, ek het sê, te vuil jean, jy kan sien as merk op die jean, die trui is al 'n bietjie te veel gewas, of dalk iemand anders, half groter, haar is nie so lekker, als by mekaar, en haar hele liggaamshouding wys van sy is baie onseker en ongemaklik half gespanne, en sy kom nader en net voordat ek haar wil groet, jy sê daai vrou om vir haar, jong dame, het jy geen respek vir God? Hoe kan jy onstreng nie hier so aan? Ja, my kan stap weg, klim na voluitjie en ry. Behalwe die verskriklike skaamte wat ek gehad het. En dan iets daai dag, letterlik gebreek. En ek het
die Here daai oggend op daai trappe beloof, as hy my ooit die voorreg gee om in 'n gemeente te lei, sal dit nooit gebeur. Nooit. Hoekom nie? Omdat ek nou eendag nee, omdat Jesus sou nooit iemand op sy klere laat wegloop het nie. Nooit nie. Iemand wat duidelik fisies soekend is, hulp nodig het, hoop nodig het, geloof nodig het. Daar gaan jy giftige godsdienst. Jy sê, maak jou blind. Hoe kan dit nou gebeur dat so iets by 'n kerk gebeur? Wel, jy is blind. Giftige godsdienst maak jou blind. Ek het eerder uit toen ek begin het, dat ek elke oggend, nog elke oggend, met 'n genie gepreek. Ek het al 2 keer met 'n swart t-shirtjie hier gewees, en toe ek ook 'n swart genie aangaan. Die rede is, ek wil 'n punt maak, 'n statement maak. Uiterlijk. Gaan oor wat in jou hart mag. Jy mag niemand hier inkom wat gaan voel, onseker gaan voel, in 'n liggaamshouding hê van, is dit goed genoeg? Dit maak nie saak of jy 'n graad het of jy nie 'n graad het. Maak nie saak by Woolworths of by Pepstels. Maak nie saak of jy swart of wit. Dit maak nie saak nie. Vergiftige godsdienst maak allei goed saak. Ek het nie begin gesê, is dit moontlik dat daar so iets soos giftige godsdienst kan wees? Daar is. Daar is. Wat gaan in jou hart? Hoekom moet almal altyd tussen gelowiges en ook by kerke plekke van aanbidding? Waarom moet hulle gemaklik daar kan ontstaan? Maar daar is een wat gesterf het. Met bloed wat uit sy liggaam geloop het. En uit sy hande en voete verstikkende mense. Jy's vir hulle. Jy's vir hulle. Jy's vir hulle. Giftige godsdienst. Dis oneg. Dis onegte. Kan ek nog een gruisame storie vertel oor die kerk? My eerste gemeente, een van die buurgemeentes, hoor ek eendag 'n storie. 'n Jong pa en 'n ma, die eerste kindjie lê op sterwe, so dit is nog 'n babatjie in die hospitaal. Hulle bel die dominee om die kind te kom doop. Hulle het gedink, die kindjie sou hemel toe gaan as hy gedoop word en so lief vir die kindjie en alles en so. Wat doen die dominee? Hy kom maar aan, en toe hy sien wie hulle is. Hy sê, julle kom nooit die kerk. Julle 1 of 2 keer gesien, ek kan nie julle kind doop nie. Julle kind gaan nie help. Julle is nie oorsaak. Ek weet, hoekom het hy hoegenaamd gegaan? Hoe doen iemand so iets? Giftige godsdienst maak jou blind. Die voor die hand liggende maak jou blind. Dis die aardige gesig. Die aardige gesig van giftige godsdienst. Waar het oor uiterlike goed gaan en nie oor wat in die hart aangaan. Die tweede ding, kenmerk van giftige godsdienst, wat jy by jouself moet gaan seker maak, en wat jy moet raak sien op 'n afstand, as jy hierdie ding sien, is giftige godsdienst. Daar is iets van 'n geestelike hoogmoed, of 'n geestelike meerderwaardigheid. Dit kry jy in groepe, kerke, denominasies en so, en maar ook by mense. By denominasies gaan jy nou kry by kerkgroepe, die een sal sê, ons het die waarheid, jy weet, ons is reg.
So as jy jou laat grootdoop hier, dan gaan jy nie net alleen help nie, maar jy is meer welkom hier. Skop jy uit. Die ander groep sê, as jy nie groot gedoop is nie, gaan jy definitief help. Jy sê welkom vir ons. Altyd is reg. Verkondig. Waar is die liefde? Waar is die liefde? Waar is die waarheid? Geestelike meerderwaardigheid. Hier is 'n ander een, en ek dink jy gaan baie van julle nou. En dis wat met my gebeur. Ouens bid, weet, vroeg. Dan voel jy, want jy is so gelowig, hulle kan baie mooi. Soveel so dat ek in die eerste paar jaar, veral toe ek student was, my gebede, het ek uitgeskryf, dan lees ek hulle af, dat het mooi sal wees, dat het sal lyk as ek gelowig is, die weet. Totdat ek op 'n dag in die psalms agterkom, want dit is gesprekke, dis gebede, dis gesprekke met God. En daar's mense wat jy met hulle gebede laat, jy weet, jy voel half minderwaardig, jy is nie soos hulle, jy is so gelowig soos hulle. As ek skaam om te bid, kom vry daarvan. Dis giftig. Dis giftig. Moenie geestelik minderwaardig voel nie. Jesus het vir jou gesterf persoonlik. Jesus het jou so lief. En hy wil so graag hê dat jy met hom sal praat, omdat jy vir hom lief is. Nie gebede. Jy weet, volgende ene. Geestelike meerderwaardigheid of minderwaardigheid. Jy mag nie twyfel nie. Jy twyfel, glo jy nie. Dan is jy nie 'n goeie Christen mens. Jy mag nie twyfel. Jy mag nie bang wees. Het jy hierdie diagnose gekry? Nee, kom sê hulle vir jou, vroom gesigte. Jy weet, dit klink reg. Al die goed klink mos nou altyd reg. Jy mag nie bang wees nie. Ag, vertrou jy mos nie vir God. Wat is die waarheid? Kan jy sien nou voel jy minderwaardig? Jy het al klaar hierdie verskriklike boodskap gekry. Nou voel jy nog, jy is nie goed genoeg vir God, jy is minderwaardig. Wat is die waarheid? Jesus was bang. Hy was bang. Dis die waarheid. Hy was om die waarheid sê so bang, daarom voordat hy dood gegaan het, dat daar staan in die Bybel, sy sweet het soos bloeddruppels geval. Dit beteken bloed, as jy stikkend is, dan maak die bloed so. So het hy gesweet. Van bangheid. Giftige godsdienst sê, jy mag nie wees. En dit laat jou minderwaardig voel. Moenie dat dit wees. Dit klink waar reg. Soos die Fariseërs. Alles het mooi reg geklink. Sy leer, vergiftig jou. Weet jy wat sy vryheid sal jy kry? As jy vir die Here sê, Here, ek is doodbang. Here, ek twyfel nou. Hy sal jou nooit wegsteek nie. 2 voorbeelde wat ek wil noem. Oor twyfel. En geestelik meerderwaardige mense, giftige godsdienst sê vir jou, jy mag nie twyfel nie. Thomas, die disipel. Ons lees in Johannes 20 vers 24. 2 verse vooraf, verskyn Jesus aan van die disipels. En dan staan daar, 'n paar dae daarna, het Jesus weer by hulle aangekom. Maar voor die tyd was Thomas nie by nie. En toe sê hulle vir hom, dis Jesus. Sê, voordat ek die werk in sy hande en sy voete, en as hy sê, jy sien nie, sal ek dit nie glo. Wat doen Jesus hier aan op die dag toe daar instap? Groet hulle almal vir Thomas gelede nee. Hy nooi hom uit. Sê vir hom, kom voel. Kom kyk. Ek wil so graag hê jy moet glo. Ek wil so graag hê jy moet weet, ek is hier. Wat doen Thomas? Hy sê, my Here, my God. As 'n storie in Lukas 9 vers 23 tot 24 wat ek nou gaan wys. Dis 'n pa wat sy seun sterwend is.
En dan kom Jesus by hulle, en dan vra die pa, kan jy asseblief hom genees? En dan sê Jesus, glo jy dit? Hy sê, as u wil, weet ek die kan. Lees gou die storie. As jy ons enigstens kan help, vleeg ek u, sien ons verdriet raak en help ons asseblief. En Jesus reageer toe, sê jy, as ek kan, jy weet, wel, as 'n mens vertrou, is enigiets moontlik. Die seun se pa roep toe uit, ek vertrou, en as ek hier en daar nie vertrou soos ek moet nie, help my asseblief ook daarmee. Ek glo, ek kan, maar ek twyfel ek so 'n bietjie. Ek is nog so 'n bietjie bang. Daar's egtheid. Daar's opregtheid. Daar's iets van 'n verhouding. Jy kan bang wees. Jy kan twyfel. Moenie dat vrome mense jy iets anders sê. Jy mag huil oor dit wat verkeerd loop en stikkend raak in jou lewe. Die Woord sê jy moet huil. Jesus het gehuil. Hy by sy vriend Lazarus, toe daar kom en sê die ou is al dood. Hy gehuil. Kom vry. As 'n verhouding. Waarin wanneer jy twyfel, en wanneer jy bang is, sal jou Vader jou nooit wegstoot nie. Of enigstens iets minder van jou dink. Wat sê jy uitnooi? Eerlik met jou wees. Wat is vanoggend in jou lewe? Voel jy geestelik onderwaardig oor ander mense, of jy weet wat kerk of vir jou sê? Dis vergiftig. Moenie laat dit langer wees nie. Leef voor Jesus. Wees lief vir hom. Stort jou hart uit voor hom. Die goed wat jou bang maak, die goed wat jou laat twyfel, die goed waar jy onseker is. Praat met hom. Gaan maar uiterlik nie. Gaan maar jou transformasie binne in jou hart. Wat solank jy op aarde leef, meer en meer sal gebeur, jy meer en meer 'n volgeling van Jesus sal word. Terwyl die lewe gebeur met jou. Ek het nog hier ene wat, ek weet wat gaan dit doen, maar gaan dit nou nog so. Geestelik meer bewaardige mense. Dis nie altyd so nie. Maar jy weet, laat voel jy. Sê die Here het vir my gesê, jy weet. Die Here het vir my gesê so. Nou, die Here praat met my ook, maar ek het hom nog nooit gehoor. Ek is nie so heeltemal seker of hom gaan hoor nie, maar waar is in die Bybel, as jy gaan kyk wanneer daar direk met mense gepraat, dit was op kritieke oomblikke in die kerk of in die volk Israel se bestaan. Hy het self 'n donkie hierna gepraat. Maar dit het baie min gebeur. Maar mense het jou aankas die Here vir soveel lewe en so. En die Here het gesê ek moet vir jou sê. En dan moet jy nou wonder, ek sê nie dit kan nie gebeur dat die Here nou vir my sê ek vir jou moet sê nie. Maar ek het nog 'n vermoede hy is nie vir jou, jy weet. Jy wil 'n verhouding met jou wees, as hy vir jou iets wil sê, gaan ek vir jouself sê. Jy wil net luister. Maar dit nou klaar met die negatief. Wat is die punt vandag? Die meeste van ons, indien nie almal, die kom uit 'n tradisie, 'n kerklike tradisie, wat ons half gereinstoel het met die ding van godsdienst, religie. En dit maak ons dood. Dit verwyder ons van God. En dit maak dit asof God daar ver eenkant is, jy weet. En asof hy eintlik kwaad is, asof hy eintlik nie goed genoeg is vir hom. Dis 'n leuen. Nie meer daai leuen vandag hier uitstaan. Hierdie afspraak vandag, die feit dat jy hierna toe gekom het, as 'n rede daarvoor gewees. Al het iemand jou gesleep iemand. Die Here wil hê jy moet daar uitstap en uit die Here. Anders nou van afsluit met die laaste lied. Dan moet jy praat, dan moet jy sing. Gaan
leef vry, gaan leef oop. Gaan leef oop in 'n verhouding. Jy weet, ek het baie gedink, en ek het baie gepraat op hier, omdat ek baie gedink het daaroor. Is hierdie ding wat Jesus so aan mekaar gepraat het van die kindertjies. Ek dink dis die ding. Dit waar ek hierheen kom. Nie hierdie groot geleerde, jy weet, allerlei dinge en woorde en maniere en gebruike goed is nie. So spontaan en rou eerlik plat op die aarde soos 'n kind. Dis wat hy vir jou wil hê. Dis wat hy so graag wil hê. Dis hoekom hy aarde toe gekom het. Dit vir ons te kom wys, te kom leer. Die mense het voor Jesus se koms, was God vir hulle ver gewees. Hy wou so graag daai het al gehad het, dat mense moet weet, hy is by hulle, hy is lief vir hulle. Want hy stuur op 'n manier wat ons nie verstaan nie, laat word hy homself 'n mens. Gebore as 'n babatjie gestaan. Hy leef op aarde. Mense kon sien in sy oë. Maar ons weet daarvan. Hy wil hê dat ek en jy sal weet. En dat elke mens sal weet, sedert sy koms aarde toe, maar veral met sy kruis dood. God het jou lief. Het vir my. En hy wil in 'n liefdevolle, sagte, lieflike verhouding met jou leef. Kom ons raak eerlik. Kom ons kom vry. Nou begin leef. Nou begin ervaar as die oorvloed wat hy vir ons beloof. Maar hier is die laaste. Moenie langer na vandag moet nooit ooit voel jy is nie goed genoeg. Moet nooit ooit voel dat jy 'n klein geloof het. Man, Jesus het daarop gedoen. Hy sê as jy geloof soos 'n mosterdsaai. Begin dan. Wanneer jy twyfel, dan sê jy dit. Wanneer jy bang is, dan sê jy dit. En hy sal jou vry. Ek dink dis die einde. Kom ons maak so toe. En ek gaan dit vandag anders doen. In plaas van dat ek sal bid, vra ek dat jy nou sal gesels met jou maker en die een wat jou lief is, asof jy die enigste mens op aarde gespraak het. Amen. Daar moet die seën nou so gaan. Die Here, ja, hy wil regtig hê. En hy wil hê dat jy sal lewe met 'n vaste wete, ongeag omstandighede, dat hy vir jou lief is. Jy moet dit glo. Hy wil hê jy moet weet dat hy vir jou regtig baie lief is. En wanneer jy dit weet, wanneer jy dit glo, sal die groot ding in die lewe met jou gebeur. Jy sal vrede hê. En dis God se wens en sy seën vir jou vanoggend. Ongeag omstandighede, ongeag enige ding, ongeag jou soms twyfel en bang is, jy vir baie lief. Mag jy dit weet, mag jy dit glo, en dan sê jy se vrede. Ons sluit volgende week die reeks af.